Môre sê, woensdagoggend. Ek deel graag een vers met jou. Matteus 7, vers 12. As daar een goue reël is waar volgens julle moet lewe, is dit die volgende. Vra julle elke dag af hoe julle wil hê ander mense teenoor julle moet optree. Gaan dan en tree eers so teenoor hulle op. As julle so leef, doen julle alles wat ek van julle vra. Jesus noem dit hier 'n goue reël vir my volgelinge. Ek wil hê julle moet so optree. En ek dink daar's een ding wat my en jou keer om so op te tree. Daar's een ding wat my en jou keer om Jesus se goue reël te volg van die lewe. En dit is persepsies. Nou wat is 'n persepsie? Persepsie is eintlik 'n proses wat plaasvind. Ek beleef iets, ek sien iets, ek hoor iets, ek neem iets waar en ek vat daai stimulus en my verstand verwerk dit, herinterpreteer dit teen dit wat iewers ook al in my geheue gestoor is en ek kom dan ook tot 'n konklusie. Ek het 'n interpretasie en dit word my persepsie. Ek dink 'n ander woord is, dis my siening, dis my opinie. Ek het besluit, dit is so. Maar die proses wat plaasgevind het, is deel van wat ons vorm, 'n persepsie vorm. Nou, hoekom sê ek dit keer ons? Want 'n persepsie is per definisie nie subjektief nie. So ons kan aan enige persepsie absolute waarde gaan toeken en sê, en dit is so nie. Dis hoogstens my opinie. Dis hoogstens my siening. Die oomblik as ek dit tot waarheid verhef, dis wanneer ek op gevaarlike terrein is. Want heel dikwels is persepsies verkeerd. Ek kyk graag programme wat my stimuleer en my denke aan die gang sit. En dit gaan oor stories en mense se stories. En as dit 'n waar storie is, nog beter. So kyk ek deur die unie van 'n klomp matrikulante, ek dink dit was 30 jaar na hulle matriek geskryf het. En die gesprekke, een of ander tyd kom by een ding uit. My opinie, my persepsie van jou was altyd verkeerd. Die hartseer is, ek het dit geskoei op dit en dit en dit. En wat ons nie besef nie, in enige situasie, speel my ouderdom 'n rol, die samelewing speel 'n rol, die gemeenskap waarin ek groot word, die huis waarvan ek deel was in daardie situasie. Daar's soveel faktore wat bydra om 'n persepsie opinie te vorm. Maar ja, ek het nooit met jou klaar gekom nie, want ek het 'n persepsie gehad. Ek het gedink jy is hoogmoedig. Ek het gedink jy's 'n snop. Ek het gedink ek is beter as julle. En in die gesprek kom dit dan na vore, maar ek het nooit besef jy's 'n totale introvert nie. Ek het nooit besef jy het jou doelbewus onttrek van waar ons sosiaal in groepe gestaan het. Want dit is 'n situasie wat jy nie enigstens kon hanteer nie. Ja, ek het altyd gedink julle moet baie ryk wees en jy's 'n bedorwe brokkie. En my hele opinie het ek gebou op een insident. Toe jy verjaar het jy 'n bepaalde radiootjie gekry wat in die tyd wat ons was, die inding was. Wat ek nooit besef het nie. Jy het vir 4 jaar gespaar. Jy het vir 4 jaar hard gewerk. En toe kom jou verjaarsdag en jy kort 'n paar rand. En wat gebeur? As jou verjaarsdag geskenk, sê jou ouers, ons sal daai paar sente bydra, gaan koop jou persent. My persepsie? Jong, julle is ryk. Kyk nou net, jy kry dit alweer. So kan ons aangaan. Ek kyk 'n ander program, dit gaan oor 2 volwassenes wat vroeër saam op skool was, maar wie se paai geskei het, want hulle het half 'n gly in mekaar gevang. Nou as volwassenes in 'n werksituasie is hulle weer saam en wat ontdek hulle? Maar jy is nie wie ek altyd gedink het jy is nie. Die persepsie, die opinie wat ek van jou, my mening wat ek van jou gehad het, is totaal onwaar. Hoe anders kon die lewe gewees het, as dit toe nie gebeur het nie.
Wat sê hierdie gedeelte van ons? Wat is Jesus se goue reël? Moet nie net sommer 'n persepsie vorm nie. As ek wil hê ander moet my op 'n bepaalde manier hanteer, hoe sal dit wees rondom persepsies? Ek sou byvoorbeeld wou sê, moenie oor my praat nie, kom praat met my. As jy wonder, vra net. Moenie 'n enkele insident, 'n enkele woord, 'n enkele daad vat en dit verhef tot die waarheid rondom my nie. Maar ek en jy doen dit soms. Ons het vooroordele. Ons kategoriseer, nie net individue nie, maar ook groepe mense. Asof. En ek dink, wat Jesus hier vir my en jou wil kom sê, die goue reël is, doen jou huiswerk. Wonder lank en wonder diep oor elke persepsie. Toets persepsies aan die waarheid, toets jou opinie, jou mening aan die waarheid. En dan gaan jy by 'n punt kom wat hy hier sê, en as jy dit doen, as jy ander hanteer soos jy self hanteer wil word, doen jy wat ek graag wil hê jy moet doen. Sal ek met trots kan sê, dis my volgeling. Hy of sy hou die goue reël wat ek gestel het vir my volgelinge. Hemelse Vader, ek is die eerste wat sê, ek is skuldig. Ek vorm opinies, persepsies, Here, soms op die minimum feite. En met skaamte moet ek dan sê, dit was nie die regte persepsie nie. Here, ek smeek U om my te help in my denkprosesse. As ek voel ek is besig om 'n persepsie te vorm, neem my die tweede en derde en vierde keer op dieselfde pad, Here. As ek dan wel by 'n opinie kom, dit gebaseer is op feite en gebaseer is op die goue reël, doen teenoor ander, hanteer ander, dink oor ander, soos jy wil hê, hulle moet oor jou doen. Help my hiermee, Here. Amen. Uitdaging vir die week. Ek dink is net om te erken. Weet jy, ek is mens en van nature spring ek tot gevolgtrekkings. Maak ek gou konklusies, ook oor mense. Jy het dit dalk ook al ervaar. Ek het dit die naweek weer beleef. Ek kyk 'n misdaadprogram en elke keer sê ek, nou weet ek, dis hy. Ja, maar hulle wys doelbewus sekere dinge en ek connect die dots en ek het die misdadiger om aan die einde agter te kom, as jy maar net gewag het. As jy maar net die proses kans gegee het, dan sal jy geweet het, dis nie hy nie. En dis wat ek wil graag begin leef, want ek het 'n manlike ooraktiewe verstand. En veral by ons mans, ek weet nie of die vrouens dieselfde is nie, ons kan persepsies baie vinnig vorm. So kom ons vat hierdie week en sê, Here, help my om my denkprosesse te vaartbelyn, om anders te begin dink, veral as dit kom by persepsies en opinies, om seker te maak, wetende ek is besig om die goue reël van Jesus dan ook in daardie proses te volg. Tree op teenoor ander, soos ek wil hê, hulle moet teenoor my optree. Ek groet jou, 'n wonderlike week.